sluit ek vandag die reeks af wat ons 2 weke terug, 2 sondae terug begin het, saam op sending. En dit staan ook 'n familie wat volg in die koning se voetstappe. En dis waaroor hierdie reeks gaan. Die reeks gaan oor dat ons moet Jesus se voetstappe volg. Jesus het vir ons die blueprint gegee van hoe lyk dit om die Christen lewe te lewe. Hoe lyk dit om hom te volg? En hy het die voorbeeld vir ons gegee. En ons kan so dankbaar wees, ons het die woord, ons het die evangelies wat vir ons duidelik wys hoe lyk dit. En ek het afgeskop met gehoorsaamheid, toewyding en krag. En ek het gefokus op die doop en die doping van die Heilige Gees van Jesus en ook toe hy gelei was deur die Heilige Gees in die woestyn om te vas. So ons net 'n side note, ons preke is nie meer op SoundCloud nie, dis nou op YouTube. So ons het ons speel die preek met ons preek PowerPoint. So julle is welkom om dit daar te kry. Dis Every Nation Wellington, is baie makliker. So as jy 'n preek gemis het, kan jy dit daar luister, kan jy daar download. En dan het Ivan gefokus laasweek, ons volg Jesus in disippelskap. En disippelskap is die groot opdrag wat Jesus heel laaste gegee het, maar ook hy self heel eerste uitgevoer het. Hoe mooi is dit nie? So Jesus het nie iets gesê, ons moet iets doen, en dan het hy dit nog nie gedoen nie. Hy het vir ons 'n voorbeeld gewys. So, die wat nie weet nie, ons as Every Nation familie is passievol oor disippelskap, en ons glo regtig, daar is baie waarde in disippelskap. En daar's 'n groot rede hoekom Jesus vir ons disippelskap gegee het. En ek kan getuig in my lewe wat disippelskap in my lewe gedoen het. En ek kan al getuig hoe ek ander mense disipel het en hoe ander mense disipel het en die verandering wat daar is en die groot verskil in mense se lewe en dit is tog wat disipelskap is. Dis fondasies wat gelê word. En ek het dit laasweek gesê, 2 weke terug, ons gaan moeilike tye ervaar. Daar gaan storms wees. En die vraag is, waar en op wat is jou fondament gebou? Want jou fondament nie op disippelskap en op God se woord gebou is nie, gaan ons tweede kom. Gaan ons platgeslaan word. So dis belangrik. Maar ek wil net vinnig voor ek in my tema ingaan, wil ek net vinnig noem oor die vasweek wat ons volgende week gaan hê. 2 tot 5 Februarie, is belangrik. Ek gaan hierdie volgende 4 vrae vra oor wat is vas? Hoekom vas ons? Dis 'n goeie vraag. Hoekom vas ons? Ek dink dis die eerste ding wat mense vra, maar hoekom doen ons dit? Ons doen dit omdat Jesus vir ons gesê het ons moet dit doen en omdat Jesus dit self gedoen het. Hy is weer eens die voorbeeld. Maar ons vas ook in 'n goeie skrif wat dit verduidelik is 2 Kronieke 7 vers 14 wat sê: as my volk hulle self verontmoedig, bid en my teenwoordigheid soek, of my aangesig soek en bekeer, sal ek hulle hoor en ek sal hulle sondes vergewe en ek sal hulle land genees. Hoe mooi is dit nie? En 'n groot deel van vas is om jouself te verootmoedig. Dit is 'n baie groot woord, maar dit beteken basies om jouself nederig voor God te stel, om jouself te verneder. Dit klink baie rof, maar dis basies wat jy doen. Ek weet nie of jy al vas het nie, maar jy voel of jy jou vlees verneder. Jy voel nie lekker nie. En ons hele stelsel en alles waar ons lewe gaan is as vol van kos. Want kos is die bron, dis wat ons voed, dit wat ons krag gee. En wat vas doen is om te sê, ons stoot 'n bietjie kos een kant toe en ons fokus op Jesus. Hy is ons ultimate bron. Die Heilige Gees is ons ultimate bron. Hoe vas ons? Ons vas hoofsaaklik van kos. So Jesus het die voorbeeld gevolg, maar daar's ook 'n goeie voorbeeld van Daniël. Daniël het 21 dae 'n groente vas gedoen. Die vrugte vas, wat beteken hy het nie vleis geëet nie suiwel nie, hy het nie melk gedrink nie, brood geëet nie en sulke goed nie. En hy het gevas. So daar's verskillende maniere en hoe, en Matteus 6 praat Jesus ook van hoe om te vas. As jy vas,
moet nou nie vir die hele wêreld julle vas. Ek dink die bewoording wat hy daar gebruik is, kam jou hare, olie jou hare, blyk net, jy weet, sit bietjie nog steeds make-up op, né? Lyk my ten minste of jy okay is. So dit gaan ook oor die motief, né? Ons vas nie vir mense nie, ons vas vir die Here. En dan wanneer vas ons? Ek het nou net die datum gesê, 2 tot 5 Februarie, maandag tot donderdag. En wat is die verwagting? Wat vra ons vir julle om te vas? Maar ons het geleentheid, gebedsgeleentheid die oggende 6 tot 7 uur, maar jy hoef nie die hele tyd daar te wees nie en dit is ook nie 'n moet nie. As jy nou nie opdaag nie, gaan ons nie kwaad vir jou wees nie, maar ek glo regtig jy gaan uitmis as jy nie kom nie. Maar dit gaan ook by Burgstraat 46 wees en as jy net 5 minute wil kom 5 minute, kom bid saam. En hier is die laaste vraag. Vir wat vas ons? Vir wat vas ons? Want ons vas nie net om te vas nie. Ons vas vir iets. En Steve Marrell, ons groot hoofleier van Every Nation Global, het 'n mooi video gemaak wat vra, kom ons vas vir 3 goed. Kom ons luister, kyk die video. Our Every Nation Global family around the world starts every year with a week of prayer, fasting, and consecration. And when I say that word consecration, I think about God's word to Joshua in Joshua chapter 3, verse 5. Consecrate yourself, for tomorrow the Lord will do wonders among you. We're believing that God will do that among us. Now, our theme for our Global 2026 Prayer, Fasting, and Consecration Week is the mission of God. And our prayers all around the world will be focused on 3 big prayer asks that have to do with global mission. Psalm 2:8. Ask me and I'll give you the nations. We're going to ask God for nations. But the next step when we ask God for nations, we need workers. Jesus said to ask the Lord of the harvest to send out workers into his harvest field. So we're going to ask for nations. We're asking for workers, short-term workers, lifelong workers. We want to see a mission force happen from our churches and communities all around the world. Then we're going to go to Luke 13 and ask for the Holy Spirit. And Jesus promised if we ask the Father for the Holy Spirit, he won't give us something else. We'll get a Holy Spirit. We'll get the Holy Spirit's gifts and presence and power, and that is essential for global mission. I'm looking forward to a week of prayer, fasting, and consecration with hundreds of thousands of Every Nation people all over the world, because remember, God has something great planned for tomorrow among us. Okay, so die 3 is, wat hy nou gesê het, is eerstens nasies, op 'n nasiespit, arbeiders en krag van die Heilige Gees. En daai 3, dit gaan ons fokuspunte wees. En ek het nou dit nie genoem nie, maar daar is boekies daar agter by Marzaan, by die infotafel, wat dit is 'n guidance boekie. So as jy meer wil weet oor vas, hoe en vir wat, alles is in hierdie boekie. Dis verniet, gryp vir jou net een as jy uitgaan, maar dan ook op ons fone, ek glo meeste van ons het die YouVersion app, die Bible app. As jy nie het die, download dit, dis regtig baie waardevol. So op daai app, op die toep, is daar 'n Bybelplan, wat hierdie vas van ons lei. So daar's 7, dit op die toep is daar 7 dae waar ons dit kan volg. So tik dit in Every Nation Fast and Prayer Missions by jou Bybelplan, jy gaan dit kry. Baie maklik, ek het dit vanoggend gedoen. So julle is welkom om daar te kry. Okay. My tema vir vandag is die volgende: 'n lewe van oorgawe in Christus. Kom ons sluit ons oë, dan bid ek ons. Here, dankie vir oggend, Here. Dankie vir dat ons by mekaar kan kom en weet, Here, U is hier. Here, ons het vanoggend U aanbid, Here, in gesang, Here, en ons het saam gesing, Here, maar ons weet, Here, aanbidding is meer as dit. Aanbidding is 'n leefstyl, dis om ons lewe te gee, Here. As ons hier uitstap vandag, Here, dan verwag U ons moet ons lewe gee. Here, en ek bid, Vader,
dat U vir ons spesifiek sal wys, Here, hoe lyk die lewe van oorgawe? Wat beteken dit? Here, is dit maar net 'n cliché ding wat ons sê in die Christen wêreld, dat ons moet surrender en dus oorgee en Here, of is dit regtig iets wat ons moet doen? Is dit iets wat ons moet lewe? Bid Vader dat U vir ons duidelik sal wys vanoggend in die skrif. Bid dit in Jesus naam. Amen. So wat beteken 'n lewe van oorgawe? Wat beteken dit? Dis baie maklik om dit te sê, as ek nou gebid het ook, dat ons sing baie keer, we surrender. Nee, hoe baie keer sing ons dit nie, en ons sing dit hard, en ons sing dit voluit, maar as ons daar klaar gesing is, dan we surrender all. Of ons surrender glad nie. So hoe lyk dit wanneer ons lewe oorgee? En dit is wat oorgawe is, ons gee ons lewe oor, wat eintlik wat ons sê, ons lewe behoort nie aan onsself, en dit lei my na die woord opoffering, of offer. En wat is die betekenis van offer? Ek het 'n goeie betekenis gekry. Dit sê die prysgawe, oorgee of vernietiging van iets wat kosbaar of begeerlik is, ter wille van iets van wat as belangrik beskou word of 'n hoër of meer dringende aanspraak het. Met ander woorde, offer beteken iets wat kosbaar vir jou is, wat waardevol vir jou is, wat jy prysgee, wat jy weggee. Dis nou 'n eenvoudige vorm van wat beteken die woord offer. En die woord offer en die konsep van offer kom eintlik in die Ou Testament vandaan, en God het dit ingestel. En ons lees dit die eerste keer in Genesis 3, ons ken die storie van Kain en Abel, wat offers gegee het, en dan lees ons verder in Moses, weet ons die offer het meer gesistematiseer geword, geformaliseer, as ek so kan sê, en dis waar ons tempelaanbidding lees in die Ou Testament, dat hulle verskillende offers gebring het vir God. En ons weet ook in die groot, daai een dag, die versoendag, het die hoofpriester in die tempel ingegaan, in die allerheiligste, en hy het die bloed van 'n dier gevat, en het op die verbondsark gesit, en op daai oomblik was die hele volk se sondes vergewe, vir 1 jaar lank. En ons weet wat Jesus kom doen het, hy het daai slagoffer geraak, né? So Jesus het aan die kruis vir ons gesterwe, en hy het die voorhangsel basies geskeur, sodat ons elke dag kan ingaan in die allerheiligste. Maar die punt daar is, hy het vir ons die slagoffer geraak. Hy het in ons plek, het hy vir ons dood gegaan. Het hy, basies, goeie voorbeeld is Genesis 22, toe Abraham vir Isak, toe God vir Abraham 'n opdrag gee om vir Isak te offer. En ons ken die storie, hy het hom gevat, en die oomblik toe hy nou vir Isak wil offer, toe stop 'n engel vir hom, en toe hoor hulle 'n rammetjie, né? So God het die ram voorsien, en dis hoekom Abraham gesê het, ek dien 'n God wat voorsien, né? Dis waar daai naam van God kom. God is ons voorsiener. En wat basies daar gebeur het, ons ken die storie, is dat Isak sou die plek vat, en toe het 'n rammetjie ingekom. Hy was die plaasvervanger, en dis wat Jesus was. Ons is basies Isak, ons moet gekruisig word, ons moet gestenig word, ons verdien dit, maar Jesus, die perfekte lam, skoon gewas, hy het dit in ons plek kom vat. Daai is belangrik. So ons moet weet dat om 'n offer te wees, die konsep van offer, moet ons die woord plaasvervanger. In Engels is dit baie mooi, jy hoor dit baie in die teologiekringe, Jesus is 'n substitution. Nee, hy het in ons plek die prys betaal. Maar dit is belangrik om te verstaan dat die konsep van offer is nie verby nie, is nie vernietig nie. Yes, ons gee nie meer, ons doen nie fisies meer offers nie, slag nie bulle nie duiwe nie ramme nie lammetjies nie, maar
Paulus sê dit so mooi, en ons almal ken Romeine 12 vers 1, wat sê, en hy sê, ek doen 'n beroep op julle broers. Ander woorde, ek het 'n groot belangrike ding wat ek nou hier wil sê. Ek doen 'n groot beroep op julle broers oor die groot ontferming van God. Met ander woorde, hierdie is belangrik. As jy Romeine lees, verstaan jy dat die Romeine 12 is die tipping point, né, wat hy eintlik wil sê, dis hoe ons moet lewe. En die groot ontferming van God is, gee julleself as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Hoe mooi is dit hier? Gee julleself as lewende heilige offers wat vir hom aanneemlik is. En dit is die wesenlike godsdiens wat ons moet beoefen. So die woord offer moet nog steeds van ons raamwerk wees, ons lewenswys. En almal van ons weet in hierdie tyd en era wat ons leef is dit nie wat ons sien nie. Hierdie wêreldstelsel sê nee, alles gaan oor jou. Alles gaan oor jou en aandag moet op jou wees en dit gaan oor wat jy bereik en hoe suksesvol jy moet wees. Maar die konsep van om 'n offer, lewende heilige offer te wees, beteken om jou lewe te gee. En dis presies wat Jesus gedoen het, né? Hy het sy lewe gegee. Maar dit is ook belangrik om, wanneer ons kyk na om 'n lewende heilige offer te wees, is dit vervang die woord aanbidding eintlik offer. Dis wat aanbidding is, dis wat worship is. En ek het vanoggend gebid, is dat ons worship, en ons sing, en die dromme speel, en die gitaar, dis baie mooi. Maar dis eintlik nie wat die definisie van worship is. Worship is meer as dit. Aanbidding is meer as dit. Dis 'n leefstyl. En dis wat 'n Sondagdiens dalk kan doen in ons geloof, is dat ons kom om die Here te aanbid. En dan verwys ons na 'n Sondagoggenddiens. Maar dis maar net 'n gedeelte van ons leefstyl. En ons moet verstaan dat die woord offer gaan nie net oor verlies nie. Dit gaan oor 'n oordrag van eienaarskap. Wat bedoel ek daarmee? Is dat eintlik wat ons sê as ons 'n lewende heilige offer is dat ons behoort nie aan onsself. En Paulus skryf daarvan in 1 Korintiërs 6. Hy sê, julle behoort nie aan julleself. Julle behoort aan God. En as ons dit verstaan, beteken dit dat ons lewe behoort nie aan onsself nie. Ons is onderdanig aan Jesus se heerskappy. Ons behoort aan Jesus. En dan gaan ons offer verstaan dat ons kan nie net doen wat ons wil nie. Ons behoort aan Jesus. Wat is Jesus se wil in ons lewe? Wat wil hy van ons hê? Wat verwag hy van ons? So daai is belangrik om te verstaan. En Jesus is die beste voorbeeld van wat dit is om 'n lewe te hê van offer, van sacrifice, van oorgawe. En ons lees in Markus 10 volgende vers 45 wat sê, die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Jesus is daar's nie beter, sorry vir Engels, hy is die mees ultimate voorbeeld van wat dit is om 'n lewe van offer te lewe. Jesus het dit kom doen op die kruis, maar hy het dit ook kom doen toe hy gelewe het. Hy het vir ons die voorbeeld gewys, en ons almal weet hoe Jesus gelewe het. Dis wat hy kom doen het. Hy het net gekom om te dien. Hy het gekom om sy hande vuil te maak. Hy het gekom om daai voorbeeld vir ons te wees. En toe het hy uiteindelik die prys betaal op die kruis. En hy het letterlik sy lewe gegee. Hy het dood gegaan vir ons. En dis Johannes 3 vers 16. God het die wêreld so lief gehad, en hy het sy enigste gebore seun gegee. Hy is die voorbeeld vir ons. Hy het sy lewe kom gee. En daarso is 'n paar primêre groot boodskappe wat Jesus gebring het. En een van sy belangrike groot boodskappe wat Jesus gebring het in al die evangelies is, kom volg my.
maar dis ook kom gee jou lewe vir my. En ons is bang om hierdie skrif te lees want dit kan baie direk en baie konfronterend wees. Maar Jesus sê in die volgende Lukas 9 vers 23 tot 25, hy sê, toe het hy vir almal gesê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon. Dis nie lekker om te hoor nie, né? Hy sê elke dag sy kruis opneem en my volg. Baie interessant, die Matteus stukkie wat hierdie selfde stukkie aanhang, sê nie elke dag nie, maar Lukas sê elke dag. En hy bring die fokus op elke dag, want kom ons sê, daai tyd se volgelinge het dit nog nie verstaan nie. Hulle was dalk nog in daai selfde ritmes as om tempelaanbidding te doen. Dat nee, wat ons doen dit maar so een keer 'n jaar, of wanneer ons sonde gedoen het, jy weet, dan gaan ons en dan doen ons hierdie offer. Maar hierso sê Lukas nee, jy moet elke dag jou kruis opneem. Met ander woorde, jy moet elke dag doodgaan vir Jesus. Elke dag. Nie een keer 'n jaar nie een keer 2 jaar, of kom ons sê elke 2 weke nie. Nee, elke dag en my volg. Want elkeen wat sy lewe behou, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit behou. Wat help dit 'n mens as hy die hele wêreld as wins verkry, maar homself verloor of te gronde gaan? Daar's 'n mooi stukkie in Matteus 4, en ons almal ken dit, waar Jesus vir Petrus, daai dit Simon en Andreas en Jakobus en Johannes geroep het, en hy het hulle gesê, kom volg my. Hy het nie baie lang stories gepraat, hy het gesê, kom volg my. Ek gaan vir julle vissers van mense maak. En die volgende vers is so mooi, dat daar staan net, hulle het hulle goed neergesit, en Jesus dadelik gevolg. Hoe mooi is dit? Dis baie radikaal. Maar hulle het nie vrae gevra nie, hulle het dit net dadelik gedoen. Maar daar is ook stories in Jesus en die evangelies, waar mense nie hom dadelik gevolg het nie. Waar dit so 'n bietjie anderste uitgespeel het, en Jesus kom hierdie een man teë in Lukas 9 vers 57. Ek het nou nie die skrif op nie, maar ek gaan dit net aanhaal, waar die ou vir hom sê, Jesus, ek wil u volg, en ek gaan alles jy weet, laat gaan, en ek gaan u volg. En Jesus sê, en hy kyk die man toe, sê ek glo hy het dieper, iets dieper gesien, en iets verkeerde motief opgetel in die man, en hy sê vir hom, jakkals het gate en voëls het neste, en die seun van mens het nie eens 'n plek om sy kop neer te lê. En dan gaan hy aan, en dan verduidelik hy van 'n ander ou, wat Jesus gesê het, kom volg my. So Jesus het die ou geroep, hy sê, kom volg my. En die ou sê toe vir Jesus, nee, maar ek gaan eers my pa vergrawe. En miskien nou 'n stukkie waar Jesus sê, nee, maar laat die dooies begrawe. En dan gee hy nog 'n voorbeeld. Hy sê, hy roep iemand, kom volg my, en die ou sê, nee, maar ek wil eers my familie gaan groet. Dan sê Jesus so mooi, hy sê, elkeen wat sy hand op die ploeg slaan en omkyk, is nie geskik vir die koninkryk van God. In Engels praat daar, is not fit for the kingdom of God. Met ander woorde, is nie fiks vir die koninkryk van God. En dit lei my nou na my laaste voorbeeld, en is eintlik waar ek die fokus wil sit, en dis die jong, ryk man. En dit sê baie, hierdie jong man het baie geld gehad, en hy het na Jesus toe gekom, en hy het vir Jesus gesê, maar wat moet ek doen? Baie interessant, hy sê, wat moet ek doen? Wat 'n daad moet ek doen om 'n ewige lewe te hê? Of wat moet ek doen om die koninkryk van God in te... En Jesus sê vir hom, jy moet die gebooie nakom. En hy vra vir Jesus, maar wat is die gebooie? Nee, jy weet, eer jou vader en jou moeder. Moenie egbreek pleeg nie, moenie moord pleeg nie. Hê jou naaste lief soos jouself. En hy sê vir Jesus, maar ek doen al daai goed. En hierdie man vra vir Jesus die volgende. Hy sê, dit alles het ek nagekom, het die jong man gesê. In watter opsig skiet ek nog tekort? In watter opsig skiet ek nog tekort? En Jesus sê die volgende.
As jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou besittings en gee die geld vir die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my. Toe die jong man dit hoor, het hy bedruk weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Ek wil vandag die vraag vra en ek wil dit nie net vir julle vra nie, ek vra dit vir myself ook. Dis iets wat ons daagliks vir onsself moet vra. En dit is die vraag wat hierdie jong ryk man vir Jesus gevra het, dieselfde vraag. In watter opsig skiet jy nog kort? Watter opsig skiet ons nog kort? Vir hierdie jong ryk man was dit geld. En dit is baie maklik om na geld te verwys, ja. Baie maklik. Of die jong ryk man, want dit is 'n goeie voorbeeld. Maar ek wil daai vraag vir ons vra. Wat keer ons om God of om Jesus voluit te dien? Wat keer ons? Miskien kan dit ons familie wees. Miskien kan dit ons werk wees. Miskien kan dit ons rykdom wees. Miskien kan dit jou kinders wees. Kan baie keer self die kerk wees. Is dit dalk gemak? Wat is dit? Wat hou ons terug om Jesus voluit te volg? Wat is daai eisters wat ons kompas van waar en noord aftrek? Wat is dit? En om daai te identifiseer, en as jy dit klaar gedoen het, moet jy iets doen met dit. Jy moet doodgaan. Dit is ook iets wat ons as Christene baie vinnig kan sê, nee, jy weet, ek moet net dood vir myself, of hy ou moet maar net doodgaan, jy weet, hy lewe nog. Baie maklik om te sê. Maar Jesus sê in Johannes 12 vers 24-26, sê hy, dit verseker julle, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een, maar as hy sterwe, bring hy 'n groot oes in. Wie sy lewe bo my liefhet, verloor dit. En wie sy lewe in hierdie wêreld nie bo my liefhet nie, sal dit vir ewige lewe behou. As iemand my wil dien, moet hy my volg. En waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. As iemand my dien, sal die Vader hom eer. En ons sien hier in hierdie eerste skrif die belangrikste punt. Ons moet doodgaan. En hoe lyk dit vir ons om dood te gaan? Maklik. Wat is God se wil bo ons wil? Wat verwag hy van my in hierdie lewe? En vir van ons gaan nou dink, yes, dit is onmoontlik. Jy weet, hoe doen ons dit? Wat verwag Jesus moet ons doen? En daarom moet ons 'n regtig 'n goeie gewoonte kweek om ons Bybel te lees, om ons woord te lees. Dit is so duidelik en hy lei vir ons so duidelik wat ons moet doen. Maar om dood te gaan is om te vra, Here, wat is u wil? Nie my wil nie. En dis waarvoor dit kom net op by my vers 2 van Romeine 12. Gaan daaroor dat dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan nie oor hierdie koninkryk, hierdie aarde met hierdie stelsel nie. En daarom moet ons denke vernuwe. Dat ons moet vir Here vra, Here, wat is u wil? Wat's u perfekte wil? Hoe wil u hê moet ons lewe? So dit begin om dood te gaan van wat wil ek bereik? Wat wil ek doen? Wat is my opinie? Te vra, liewerste Here, wat verwag u van my? Hoe moet ek lewe? Wat is u wil vir my lewe? En in Galasiërs 2 vers 20, dis nie skrif is nou nie op nie, maar Paulus sê so duidelik, hy sê, ek is gekruisig met Jesus. Dis nie ek wat lewe nie, maar Christus in my. So om te sterwe beteken dat dit begin eintlik by die doop, en ons gaan nou vandag iemand doop, en dit is wat Romeine 6 ook sê, né? Die Romeine 6, as jy dit in konteks lees, sê eintlik, gaan dood. In die oomblik as jy onder die water gaan jy dood. In die oomblik as jy uitkom, staan jy op in Jesus se opstanding. Dis wat die dood is. En dis wat jy doen in daai sondige natuur, jy gaan dood.
So ons moet meer doodgaan. Ek wens ons moet eintlik meer onsself laat doop. Nee, dis net 'n grappie. Moet dit nie doen nie. Maar dis wat die doop is. Dit is eintlik 'n profetiese aksie. Dis eintlik 'n profetiese aksie wat gebeur. Jy gaan doop jouself en as jy daar uitkom sê jy, Here, help my om dood te gaan van hierdie vlees, hierdie ding wat my wil beheer. Here, U is in beheer van my lewe. Here, ek wil lewe in U. Here, help my om dit te doen, om nie meer te sondig, om U wil te volg. Dis wat die doop is. Maar dan staan daar in vers 25 so mooi, wie sy lewe bo my liefhet, verloor dit. En wie sy lewe in hierdie wêreld nie bo my liefhet nie, sal die ewige lewe bou. Dis hierdie upside down kingdom, hierdie onderste bo koninkryk wat ons lewe. Hierdie wêreld sê nee, het gaan oor jou. Jy eerste. Jou prioriteite eerste. Maar God sê, okay, doen dit, dan gaan jy jou lewe verloor. Maar as jy dit wil behou, kies my eerste. Matteus 6:33, kies hierdie koninkryk. Soek dit eerste. Dan gaan jy iets ontvang. Vers 26, as iemand my wil dien, moet hy my volg. En waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. Hoe mooi is dit nie? Jesus sê, as jy my volg op aarde, dan gaan jy weet hoe om my te dien. Jy gaan weet, daar gaan ander dienaars ook wees. Want hy sê, as waar ek is, daar is my dienaars. Hoe mooi is dit nie? As iemand my dien, sal die Vader hom eer. Daar is belangrik, die Here sê dit heel onder, maar dis nie hoekom ons God dien nie, dis nie hoekom ons hom volg nie, dis nie om eer te kry nie. Maar hy sê, as jy wil eer kry, volg my dan, dien my. Ek gaan jou eer. Maar dis nie die fokuspunt. Maar dit gaan kom. Dis nie hoekom ons Jesus volg nie. Ek wil afsluit om ons aan te moedig by hierdie 4 afdelings. En dit wat ek nou gaan oor praat is nie, dis deel van wat ek nou gaan sê. Die hele preek gaan oor 'n leefstyl. Dit gaan om God te eer in alles wat ons doen. Om 'n lewende en heilige offer te wees vir hom, wat vir hom aanneemlik is. Maar dan wil ek 'n ander punt vra in 'n kerkopsig. Wil ek regtig vra en julle aanmoedig om in hierdie volgende 4 afdelings deel te raak. En dit is gebed, disipelskap, vrygewigheid en om te volunteer, om vrywilliger te wees Sondagoggende. En as julle dalk hierdie kaartjie kan gryp langs julle. As julle sien, ons begin by gebed. En Woensdagoggende is ons intersessie gebedsoggend en ek wil regtig julle aanmoedig dat ons almal deel word van dit. Dis nie net vir die intercessors nie, dis vir almal. En ons wil bekend staan vir 'n kerk wat bid. Family who prays together, stays together. Ons is geroep om te bid. As ons nie bid nie, gaan ons nie God se krag sien nie. Ons gaan nie sien hoe hy beweeg nie. Dit begin by gebed. En dan Sondagoggend 8:00, elke Sondag 8:00 bid ons almal saam. So jy is ook welkom om dit by te woon, nie net wanneer jy dien nie, maar elke Sondagoggend. En dan as jy gebed nodig het, kan jy daai ding scan en jy hoef dis anoniem, so jy hoef jou naam by te sit nie, jy kan as jy wil. As jy 'n gebed versoek het, sit dit daarop. Ons wil graag vir julle bid. Dan die tweede punt is disipelskap. En soos ek gesê het, hierdie is vir ons regtig belangrik as gemeente en ons wil die Here regtig gehoorsaam aan. So ons het verskillende connect-groepe vir die wat nog nie deel is nie. Ons het mannegroepe, damesgroepe, familiegroepe. As jy wil deel raak, kontak vir my, Sofia of Marzaan, enige leiers. Ons het 'n connect-groep afskop hierdie Sondag wat nou kom, 4:00. En ek wil julle regtig uitnooi. Kom na daai event toe, as ek so kan sê. Regtig goed wees. As jy nie 'n groep is, jy kan as jy daar in 'n groep indeel.
En dan derdens vrygewigheid. So daar's 3 areas wat jy kan saai. Die tiendes en offergawes. En dan het ons 'n overflow rekening wat die huis Andrew Murray rekening is. So as jy betrokke is by huis Hakia, moet jy alles daarin betaal as jy betalings doen. En baie belangrik, ons wil graag opknap werk doen daar. So ons gaan nog 'n bietjie praat daaroor. Al daai geld moet daarin gaan. En dan het ons 'n reach rekening wat 'n kerkplant uitreik rekening is. So dis nou vir volgende uitreike wat ons in reël en kerkplantings gaan alles daardeur gaan. So dit is maar 'n bietjie admin. En dan die belangrikste, en ek wil die fokus daarop sit, is die volgende blaadjie. En dit is waar ons wil hê julle moet betrokke raak sonnaandoggende. En dit is daar's 'n redelike paar, so jy kan kies. En ek wil net afgaan links af is dienskoördineerders. So dit is wat Merzaan doen en 'n paar ander dames ook. Ons kort wel dames, as jy 'n man is en jy wil dit doen, is jy ook welkom. As jy voel jy is geroep vir admin, jy is ook welkom om daar te dien. So ons kort so 1 of 2 dienskoördineerders. Merzaan is redelik, sy moet elke Sondag moet sy rondhardloop of media of afkondigings of dienskoördineerders, ons kort dit. Dis redelik eenvoudig. En dan media is wat Melser vanoggend doen. Hy moet dit nie eintlik doen nie, maar ons het nie iemand vanoggend nie, so hy doen dit vanoggend. So media is net die projektor aansit en die slides volg. Dis nie moeilik nie. En kinderkerk is vir ons baie belangrik. Ons gaan volgende week bietjie fokus op die kinderkerk. Maar ons kort nog volonteërs daar. Ons wil ook 'n nuwe ouderdomsgroepie insit omdat ons kinders baie raak en omdat ons groepies so die ouderdomme nogals groot is. So ons huidige groepe is 3 tot 6 en 7 tot 10 en 11 tot 13. Maar ons wil nog 'n groepie insit. Ons wil die ouderdomme so bietjie kleiner maak. Byvoorbeeld 3 tot 5 en 6 tot 9 en dan 10 tot 11 byvoorbeeld. So ons wil graag afskop met dit tweede kwartaal met daai nuwe klasie. So as jy wil dien daar, vul jou naam in. En dan het ons worship. Worship wil ons graag ook net jou beter leer ken en audisies doen met jou. Hoor of jy ten minste kan sing en 'n noot kan hou. Maar jy is welkom om daar in te vul. En dan klank is wat Wiekes vandag doen. Dit is vir ons baie belangrike werk. Anders gaan julle my nie hoor nie en gaan niemand hoor wat moet die woord bring en wat moet worship nie. So en dan verwelkomingsspan by die hekke en dan ook by die deure. So ons wil nog spanne daarso inrig. Dan die intersessie is elke eintlik die tyd wat ons wil hê jy moet kom is sonnaandoggende 7:30 dan ook woensdaagoggende. Hulle bid voor ons saamkom vir gebed. En dan die power team is om die stoele uit te pak en die dividers en die banners. So ons kort actually mense daar ook. So en dan jeug is iets wat ons hierdie jaar wil afskop. So ons gaan in die tweede kwartaal begin met dit waar ons 1 keer 'n maand die jeug wil mekaar kry om net momentum te begin, maar Melser sal nog meer deel daaroor. En dan die laaste een is huis Hakia. Dis ons huis wat ons deelneem en hulle support in huis Andrew Murray. So as jy wil meer weet van dit en wat ons doen in die projekte wat ons daar het, kan julle vir Lisa Marie kontak. As jy jou naam invul, sal ons uitreik na jou toe. So daar is basies ons diensspanne en ons doen hierdie volunteerdryf nie baie nie. Ons doen dit nie elke Sondag nie. Maar ons sonder volonteërs kan ons die kerk hou nie. En daarom wil ons graag hê dat julle moet bid. Here vra, waar kan julle betrokke raak as julle nog hier is? Here, dit is vir my. Kom ons sluit die oë en dan bid ek vir ons. Here, dankie dat U die voorbeeld vir ons was. Here, as ons praat oor 'n lewe vir oorgawe, 'n lewe om 'n heilige offer te wees, Here, klink dit vir ons te veel. Klink moeilik. Here, en ons weet dis tog net U, Here, wat ons kan help, Here, om ons lewe totaal oor te gee aan U. Here, en daarom moet ons dit oorgee
in Christus. Nie in onsself nie, en dit wat ons self kan bemagtig en self kan doen, Here, maar ek bid vir dat U ons sal lei. Here, en sal wys hoe lewe ons 'n lewe van oorgawe en om U te volg met alles in ons, Here. En ek bid, Vader, dat daai eisters wat ons kompas wil wegtrek van hoe om te wys om U voluit te volg. Here, ek bid, Vader, dat U dit sal identifiseer, Here, dat ons daai kompas sal by waar en noord sal hou, Here. Here, U is 'n goeie God, U is almagtig. Here, ons is opgewonde oor hierdie jaar, ons is opgewonde oor wat U gaan doen. Here, ons is opgewonde hoe U ons gaan gebruik, Here, as gemeente, Here, om verskil te maak. Here, maar ek is ook opgewonde om te weet, Here, hier's mense in hierdie gemeente wat U wil bedien hierdie jaar. Here, wat U wil verander, Here, wat U wil disipel, Here, wat U wil seën, Here. En ek is opgewonde om deel van hierdie journey te wees, Here. En dankie dat ons kan deel wees van hierdie journey, Here. Bid, Vader, dat U ons sal seën. Bid dit in Jesus naam. Amen.